Goeiemôre, dit is Woensdag die 12de Maart 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vanoggend, kry die regte woord. Kry die regte woord. As jy jou lewe tot op datum hierdie jaar in een woord sou moes opsom, wat sou daardie woord wees? Dit kan dalk, soos ons van nature geneig is, iets negatief wees, of dit kan 'n positiewe woord wees. As jy 'n bietjie moet dink, wat is die woord wat jy graag sou wou hê opsom hoe jou jaar moet wees? En eindig, wat is die woord nie wat dit tans beskryf nie, maar wat jou droom of wens vir die jaar is? Ek is seker dit sal 'n meer positiewe woord wees. Of wat sou jou woord wees vir jou gesin, jou familie, jou kinders of kleinkinders, of jou gemeenskap of land of kerk? Kom ek kompliseer dit 'n bietjie. As jy jou hele lewe tot nou moes opsom, watter woord sou jy dan gebruik? Dit is heel waarskynlik 'n effe onregverdige vraag, want daar sou waarskynlik 'n paar woorde wees. Sommige positief en ander dalk minder positief. En natuurlik gaan die woord ook gepaard met die seisoene wat ons in ons lewe beleef het. Maar miskien het jy so 'n woord of woorde. Watter woord sou jy gebruik oor die plek waar jy tans in jou geestelike lewe is? Wat is die woord wat jy elke dag herhaaldelik oor jouself sê, oor jou omstandighede en oor jou gevoelens? Wat is die woord wat jy telkens in jou gesprekke herhaal word en opkom? Wat in jou kop rondmaal en waaroor jy dag en nag dink? Maar kom ons dink oor waar ons is, waar ons wil wees en waarheen ons op pad is. En waarheen die Here met ons op pad is. Wat is die woord wat jy sal wil bereik aan die einde van die jaar kan opsom? Wat is die woord as jy aan die einde van 2025 kom, sal wees wat jy wou gehad het, moes gebeur, waar jy dan is, waarin jy gegroei het, of wat jy bereik het? Ek het die afgelope tyd baie hieroor nagedink, na aanleiding van wat ek hoor, beleef en lees, wat in ons wêreld en in ons mense se lewens aangaan. Natuurlik hoor ek baie dinge, maar die een woord wat die hele tyd in my kop na vore kom as ek so luister is, gekompliseerd. Mense se lewens, se omstandighede, se toekomsvooruitsig, se emosies en verhoudings is gekompliseerd. Die wêreld is gekompliseerd. En dit het my laat wonder, wat sê ons daagliks oor onsself, ons wêreld, ons lewe en ons toekoms? Wat is die woord of woorde wat ons gebruik? Wat sê dit oor ons geloof in God? Wat is die woord wat ons mee opstaan in die oggend? Dalk het die woord alselfs jou identiteit geword. Die Bybel gee vir ons baie woorde wat sê wie ons is in Christus, wat ons in hom het en waarheen God met ons op pad is. Die Bybel sê jy het hoop en 'n toekoms. Die Bybel sê jy het sy vrug in jou, Galasiërs 5 vers 22 tot 23, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die Bybel sê vir jou wie jy in Christus is, Efesiërs 1, wat onder andere insluit, regverdig, vergewe, heilig, uitverkore, bevry en erfgenaam. In Christus is ons nuwe mense, nuwe skepings, nuut, op aarde en in 'n sondige wêreld, in 'n liggaam onderhewig aan die sonde en sy gevolge en in 'n daaglikse stryd teen die vlees en die bose gewikkel, is ons weergebore. Die ou is verby, die nuwe het gekom, soos nuwe klere aangetrek, 'n nuwe identiteit. So wat sê God oor jou elke dag? Wat sê God, wie sê God is jy elke dag? En waarheen sê God is jy op pad? Hier is vandag se motivering. God praat anders oor jou omstandighede en jou toekoms as wat jy dalk self doen. Hy sê ook daar is sekere woorde wat jou lewe moet vul en wat jou lewe moet beskryf. Ooreenkomstig byvoorbeeld 1 Tessalonisense 5 en Filippense 4 is sommige van hierdie woorde blydskap, dankbaarheid, gebed, verdraagsaamheid ensovoorts. Ons taak is om dieselfde te doen, dieselfde woorde te gebruik en om mooi te kies wat die woord is wat ons kies om oor onsself, ons omstandighede of oor ons toekoms te sê.
Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong, en hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. So, kies dus wys en vul daarom jou mond met woorde van lewe. Kies bidend saam met die Heilige Gees jou woord vir die jaar, hoe jy graag wil sien jou jaar moet eindig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir woorde. Help my om met wysheid die regte woord te kies vir en oor myself, my lewe, my toekoms, en dit te gebruik in Jesus naam. Amen. Geniet die dag, kyk op na Jesus en spreek jou woord van lewe. Dit is Woensdag motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom, totdat ons volgende week weer gesels. Tot dan, die Here se rykste seën vir jou.